Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Kan almal my hoor? Ek kan nie die klankstelsel hoor vanoggend nie. Toets 1 2. Toets 1 2. Daar sê kan jy my nou hoor. Dis 'n voorreg om saam met u vanoggend hier te wees. Ons bid dit wat hier gebeur strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, as voorsang kan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 6. Gesang 6 daarvan vers 1 en 3. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader. Ekskuus voordat ons dit doen, ek het vergeet, ek wou sê Tannie Sanet, ons wil sommer vooraf vir Tannie sê baie dankie dat Tannie vanoggend vir ons hier is om te speel. Ons waardeer dit en ons sien uit om saam met Tannie te sing. Tannie Sanet moet ongelukkig 10:09 haarself verskoon en baie dankie, ek hoop Tannie ry veilig terug Schweizer toe. Liefdes, kom ons sit net so, dan sing ons saam Gesang 6 vers 3. Ons gaan geleentheid gee vir stil gebed. Toets. Toets 1. Toets 1 2 3. Toets 1 2 3. Kom ons hoop hy werk. Geliefdes, ons gee geleentheid vir stil gebed en ek wil vir u in die erediensboek van die Afrikaanse Protestantse Kerk net die doel van stil gebed lees in hierdie oggend. Wanneer die kerkganger by die samekoms van die gemeente sy plek ingeneem het, word die hoof in stil gebed tot die Here gebuig. Ook hierdie handeling bring ons tot toewyding, aangesien ons in gebed die Here vra dat die erediens 'n ware ontmoeting met hom as lewende God sal wees. Net so behoort ook die kerkraad vooraf in die konsistorie daarom te bid en te vra dat die Here die liturg as instrument dienoorkomstig sal gebruik. Geliefdes, laat ons stil gebed in hierdie oggend dan ook daardie doel dien, dat ons bidend voor die Here kom en vra dat hierdie erediens ook in sy naam sal geskied. Geliefdes, ons gaan stil word, waarna ons die Onse Vader gaan sing as voorbereidingslied. Na die Onse Vader gaan die staande bly vir die fotum en die seën, waarna ons as loflied saam gaan sing Gesang 241. Gesang 241, daarvan vers 1 en 3 as loflied in hierdie oggend. Gesang 241 vers 1, 2 en 3 as loflied. Maar geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here.
Amen. Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, jy kan die plekke inneem. In hierdie oggend gaan ons luister na die samevatting van die wet, soos wat ons dit vind in Matteus 22. En nadat ons na die samevatting van die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 6 vers 2. Gesang 6 vers 2. God is hier teenwoordig, Here gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons gaan saam sing Gesang 6 vers 2 as skuldbelydenis, waarin hy staande kan bly vir die genadeverkondiging en die geloofsbelydenis. Na die geloofsbelydenis sing ons saam Gesang 42 vers 1. Gesang 42 vers 1 na die belydenis van ons geloof. Gesang 6 vers 2 na die wet en Gesang 42 vers 1 na die belydenis van ons geloof.
Kom ons luister na die samevatting van die wet, soos wat dit opgeteken is in Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor, dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, in Spreuke 28 vers 13 staan, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hul verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hul verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor ons sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God wat sy seun gestuur het om ons te sterf, wat ook sy gees gegee het om in ons te woon en te werk. Daarom kan ons in hierdie oggend ons geloof bely in die drie-enige God, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend uit 3 gedeeltes lees uit die woord van God uit. Die
Die eerste is Matteus 6 en ons gaan lees vanaf vers 6. Matteus 6 vanaf vers 6. Die tweede gedeelte is dan Matteus 7 en ons lees vanaf vers 7. Matteus 6 vers 6 en verder en dan Matteus 7 vers 7 en 8. Ek sal die derde teks afkondig voordat ons dit weer lees. Matteus 6 vanaf vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dan lees ons saam Matteus 7 vers 7 en 8. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Geliefdes, dan blaai ons saam na Kolossense 4. Kolossense 4 en ons gaan lees vers 2 tot 4. Kolossense 4 vanaf vers 2. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid tegelijkertydig ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, hoe groot voorreg is dit nie om in hierdie oggend in gebed te mag stil word. Om voor U te mag staan en bidend te vra, Here, lei ons, werk in ons, spreek U met ons. Ja, breek self die woord vir ons oop, dat dit nie net leë woorde sal wees nie. Voed U ons met die brood van die lewe, gebruik die prediker as instrument in die hand. Here, ons bid dit, want deur die mens self kan ons dit nie doen nie. Maar alleen deur U groot genade. Daarom vra ons, spreek met die Gees in ons hart. Here, werk so dat ons die woord sal hoor en dit sal gaan uitleef as biddende disippels. Daarom bid ons hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het in die week wat verby is met Hemelvaart stilgestaan by die opdrag wat God aan ons gee. Maak disippels.
En die disippels moet disippels maak. Dis daarom die opdrag wat aan elkeen van ons ook gegee is. Ons moet uitgaan en gaan getuig van die genade wat Christus aan ons bewys het. Ons moet gaan getuig van die wonderdade wat hy gedoen het. En hierdie is nie 'n maklike opdrag nie. En ek dink as ek vanoggend u moet vra of u bevoeg is om daardie opdrag te gaan uitleef, sal ons moet ongelukkig sê nee. Ek dink nie daar is een persoon in hierdie wêreld wat vanuit homself bevoeg is om disippels te gaan maak nie. Daarom gee Jesus vir ons 'n gereedskapskis. En in daai gereedskapskis is daar 'n klomp goed wat toerusting is waarmee ons hierdie opdrag moet gaan uitvoer, en die eerste daarvan is gebed. Daarom kan ons ook vanoggend by hierdie gebed gaan stil staan. Dis sekerlik een van die belangrikste en die grootste toerustingstukke wat die Here vir ons gee, want deur gebed kom staan ons in afhanklikheid voor God. In smeking staan ons en ons vra hom, lei ons, werk met ons, werk deur ons, dat ons die opdrag gaan uitvoer. Daarom dat Paulus nie net een keer nie, maar herhaalde kere die gemeente vermaan, julle moet bid. Ons lees byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 5 vers 17, waar Paulus sê, bid sonder ophou. Romeine 12 vers 12 sê hy, volhard in die gebed, en dan skryf hy aan die gemeente in Efese, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Daarom sien ons dat gebed vir Paulus 'n integrale deel van sy bediening is. Paulus kan nie sy apostelskap uitleef as dit nie vir gebed is nie. Maar gebed is en was nog altyd een van die belangrikste gereedskapstukke in die hand van die mens, daarom dat Jesus moeite doen om vir sy disippels te leer hoe om te bid. In Matteus 6 begin hy eers deur te sê, moenie wees soos hierdie ander mense nie. Moenie dat dit 'n skouspelagtige geleentheid wees nie. Gaan in jou binnekamer, gaan sluit die deure en praat met jou Vader in die verborgenheid, want hy wat in die verborgenheid is, sien daarin en hy sal vir jou gee. Ja, moenie dat dit 'n ydelike herhaling van woorde wees nie. Moenie dat dit 'n leë gebed wees nie. Nee, open jou hart voor God. Leer hy sy disippels om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos wat ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En in die volgende hoofstuk kom Jesus. En in Matteus 7 sê hy, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, elkeen wat soek kry, hy wat klop vir hom word oopgemaak. Daarom vermaan Jesus self die gemeente, bid. Vra van hom dit wat julle nodig het. Maar geliefdes, om te bid is nie so maklik nie. Ons moet eers verstaan, waaroor gaan gebed? Hoekom is dit nodig? Want jy sien, as ons gebed nie verstaan nie, dan word dit 'n misbruik. Dan word dit 'n versoeklysie wat ons net voor God kom sit, wanneer dit ons pas. Wat is gebed? In sy eenvoudigste vorm is gebed deel van die dialoog met God. God spreek deur sy woord, ek antwoord deur my gebed. Ons staan tog in 'n verhouding met die Here, 'n verbondsverhouding. Daar moet tog hierdie wederwysige gesprek plaasvind. As u in 'n verhouding is met 'n man of vrou en u praat nie met hulle nie, sal daai verhouding nie vooruitgaan.
Dis 'n verhouding wat stagneer en selfs agteruit gaan, omdat daar nie hierdie gesprek plaasvind nie, en daarom vra die Here, praat met my. Die Heidelbergse Katekisme sê dat gebed is die vernaamste deel van dankbaarheid, en omdat hy my vrygekoop het, en hy my geplaas het in die posisie waar ek in die verhouding met God kan staan, daarom verwag hy van my om met hom in gesprek te tree. Dis 'n manier hoe ek my dankbaarheid toon teenoor die Here. Maar die Heidelbergse Katekisme sê ook verder, dat God sy genade en Heilige Gees net aan diegene wil gee, wat hom met hartlike sigte, sonder ophou daarvoor bid en dank. God wil die Heilige Gees gee, hy wil die genade gee, maar hy wil hê jy moet hom vra daarvoor. Daarom, vir die een wat bid, gee hy die genade, hy gee die Heilige Gees. Daarom is gebed sekerlik een van die belangrikste stukke toerusting in ons gereedskapkissie. Maar dit help nie dat ons weet dis ons gereedskap en ons weet nie hoe om dit te gebruik nie. Hoe moet ons bid om 'n effektiewe arbeider in die koninkryk van God te wees? Moet ons daar buite gaan loop en op die straathoeke op ons knieë gaan neerval dat die wêreld sien dat ons bid? Moet dit 'n skouspelagtige gebeurtenis wees waar almal net kan sien en kan glo omdat ek so 'n mooi Christen is? Dis presies die probleem waarmee die Jode, die Fariseërs hulle invind. Want jy sien, hulle het rondgegaan en maatjies op die hoeke van die strate gaan gooi en op hulle knieë neergeval en gebid, maar dit was leë gebede, herhaling van woorde en rympies wat absoluut niks beteken het nie. Daarom sê die Here in Matteus 6, gaan in jou binnekamer, gaan sluit die deur, gaan bid daar tot die Vader. Moenie dat dit 'n skouspelagtige geleentheid word nie, want dan is dit mensgesentreer, nie meer gefokus op God nie. Maar geliefdes, mag ons nie in die openbaar bid? Is dit wat Jesus dan vir ons sê, jy mag nie bid waar ander mense jou kan sien nie? Nee. Dis nie wat die Here sê nie, hy sê wel, in jou binnekamer kan jy jou hartsbegeertes, jou hartsbekommernisse voor die Here kom neerlê. Maar die gebed lyk anders. Dink net aan Jesus wat in Getsemane is saam met sy disippels voordat hy gevange word. Hy gaan saam met sy disippels om te gaan bid, maar op 'n stadium laat hy hulle staan en hy gaan alleen verder en hy bid. Vader, laat die beker by my verbygaan, maar laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. U sien, daar kom hy in 'n diepe gesprek met die Vader, so diep, so intens dat hy op sy knieë neerval en die sweet loop soos bloed van hom af. 'n Ander gebed, 'n smeking vir genade, 'n soeke na die wil van God. Dit lyk anders as die Onse Vader. Daarom word ons opgeroep tot hierdie diepe gebed, hierdie intense gebed met God, waar ons aan hom ons hartsbegeertes kan bekend maak, waar ons in gesprek met hom tree, in dankbaarheid met hom leef, want geliefdes, gebed is een van die belangrikste gereedskapstukke in ons hande. Maar hoe moet dit gebruik word in die uitdiening van ons opdrag? Hoe gebruik ons gebed wanneer ons disippels gaan maak? In Kolossense 4 het ons gelees vers 2 waar Paulus die gemeente vra en bid te gelyktydig ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus waarvoor ek in boeye is. Paulus vra die gemeente, bid vir my, bid vir die prediker, dat hy die woord kan oopbreek, dat die deur wat gesluit is na die verborgenheid van Christus geopen word, dat hy self spreek. Paulus besef dat hy dit nie self kan doen nie. Paulus het hulp nodig.
Daarom vra hy die gemeente, vra ook vir God om my te help. Dat die Heilige Gees in my sal werk. Geliefdes, die groot apostel Paulus kon dit nie self doen nie. Hoe kan ons dit self doen? Daarom die vraag vanoggend. Hoeveel van u bid nog voordat u 'n gesprek aanknoop? Hoeveel van u bid nog wanneer u oor die Here praat? Hoeveel van u gaan in gesprekke in met die leiding van die Heilige Gees? Want geliefdes, as jy bid, is daar iets anders wat gebeur. Is asof jy nie beheer het nie. Die Here neem jou oor, hy gebruik jou as instrument en daarom kan so 'n gesprek positief uitloop. Ek kan getuig daarvan. Die Heilige Gees werk met 'n mens om 'n gesprek te voer. Maar terselfdertyd is die waarheid ook wanneer ek nie na die Here toe gaan nie, wanneer ek hom nie vra om my te lei nie, dan draai so 'n gesprek gewoonlik in 'n gemors uit. 'n Dieper vraag vanoggend is, wie van u het vandag voor hierdie erediens gebid? Die stilte tyd wat ons gegee het vanoggend, wie het dit gebruik om die Here te vra om vanoggend te spreek? Want maandagooggend toe ek in die studeerkamer ingestap het, het dit so begin. Ek het gaan sit en ek het gebid, Here, werk deur die Gees in my, gee vir my die woord. En deur die proses van preekskryf doen ons dit herhaaldelik, ons bid en ons bid en ons bid. Maar geliefdes, dit help nie as u nie self bid dat die Here sal spreek nie. U moet hom vra, open vir my die woord, spreek met my vanoggend, dat ek dit wat ek vat, kan neem in die wêreld in om disippels te gaan maak. Gebed is die beginpunt van die uitlewing van ons opdrag. Want as ek dit uit myself probeer doen, dan gaan ek misluk. Vanoggend wil ek vir die kerkraadslede en vir al die twee broers wat bevestig word vanoggend dit sê, maar ons as gemeente moet dit ook hoor. Want of ons in die ampt van ouderling staan, in die ampt van diaken staan, of in die ampt van gelowige staan, doen dit bidend. Gaan die ampt in op die knie en bid dat die Here u ook sal lei om disippels te gaan maak van al die nasies. En daarom is dit vanoggend die oproep tot ons almal. Maak disippels deur gebed in afhanklikheid voor God ons Vader. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons die gereedskap in ons hande gee. Dat ons vanoggend kan dink aan die gebed. En hoe ons bidend voor U kan staan en kan vra, Here, gee dat die Gees in ons sal werk. Skenk aan ons die genade, want ons weet as ons dit deur onsself probeer doen, Here, dan sal ons misluk. Maar dankie dat U deur ons werk en dat ons in afhanklikheid voor U kan staan, Here, smeekend kan soek na U. Here, werk met hierdie gemeente. Werk met elkeen van ons as lidmate van die groot liggaam van U. Dat ons opdrag van disipel maak gaan uitleef in hierdie wêreld. Maar dat ons dit op ons knieë sal doen. Here, ek bid dat U ons gemeente sal seën, dat U ons sal behoed en ons sal lei, dat ons elke dag getuienis sal lewer van U. Daarom bid ons hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan oor na die lees van die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede, en ek vra dat die gekose broeders hier voor die kansel kom verskyn, as ouderling oom Jaco Bekes en as diaken Werner Skols.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Die Here Jesus het hierdie 3 ampte in homself verenig, en kragtens ons verbondenheid aan hom, en dat ons gesalf is deur die Heilige Gees, selfs as hy, beklee elke gelowige ook hierdie ampte, as profeet, priester en koning. In die Nuwe Testament blyk dit dat God steeds sy verbondsvolk deur die verbondsvolk laat bedien deur gelowiges, wat veral een van 3 amptsterreine funksioneer. Die leraar profeties, die diaken priesterlik en die ouderling koninklik. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk om die liggaam van Christus op te bou. Daar is wel vereistes om in die ampt te kan staan. In die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om toegerus te word daarvoor, om die Heilige Skrif voortdurend ook te ondersoek. Verder moet 'n amptdraer onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, in alle opsigte betroubaar en met die Gees van God vervul. Geliefde broeders, na ernstige gebed tot God, is u tot hierdie ampte verkies. Aangesien daar geen wettige beswaar teen u en lewenswandel ingebring is nie, gaan ons ook nou daartoe oor om u in die ampte te bevestig. As ouderling, broeder ouderling, u dra as opsiener en rentmeester van die huishouding van God die verantwoordelikheid en geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord en in hulle geloof versterk. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ag ook op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra mag word nie. Daarvan lees ons in Handelinge 20 vers 29 waar die apostel waarsku dat goed gewaak moet word teen wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Waak oor die erediens en sorg vir die onderhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk. Hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg vir die sakrament dat dit nie ontheilig word nie. Vir die diaken. Van die instelling van die diakenambt word voortvloeiend uit die barmhartigheid van God gelees wat hy die skepping mee onderhou. Ons lees daarvan in die Handelinge van die apostels. Aan die begin het die apostels van die armes behartig, maar hulle het die gawes wat gegee is ontvang en aan hulle elkeen uitgedeel volgens die behoeftes. Maar toe sommige weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat in die besonder die bediening van die armes moet behartig. Van die tyd af is die diakenambt in die kerk onderhou. Die diaken moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word versamel en bewaar. Hulle moet ook nougeset sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en so ver moontlik bestry. Hulle ambt behels ook die uitdeling wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom. Verder is dit goed dat nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met troostwoorde uit die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens in die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid, in navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here. Verder is die taak van die diaken om diens te verrig by die viering van die nagmaal en by die erediens. Geliefde broeders, u moet
volgende vrae hardduidelik ook antwoord, sodat elkeen hier kan hoor dat u bereid is tot hierdie diens waartoe u geroep is. Is u daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besonderse ampt geroep het? Aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die ware, feilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid? En verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, so saamgevat in die 3 formuliere van eenheid? Beloof u om u ampt soos dit aan u voorgehou is getrou te vervul, as ouderling in die kerkregering saam met die bedienaar van die woord en as diaken iets van barmhartigheid? Beloof u om tot eer van God te lewe en om aan die kerklike regering opsig en tug te onderwerp? Wat is hierop u hoorbare antwoord as diaken Werner? As ouderling broer Jaco? Geliefde broeders, wees getrou in u dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrif. Wees 'n voorganger vir die gemeente en wees gewillig en blymoedig in die nakoming van die roeping. Geliefde gemeente, ontvang hierdie amptdraers as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle en werk met hulle saam. En stel jouself beskikbaar om toegerus te word as profeet, priester en koning in diens van Christus. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dank U dat U ons roep om in U diens te staan. Dat U vir oom Jaco geroep het as ouderling, as rentmeester, as koning in U kerk, wat die regeringsampt opneem, maar laat ons ook besef, ons doen dit nie uit onsself nie, ons doen dit in U. Here, maak sy hande sterk dat hy die ampt as ouderling kan uitleef. Here, dankie dat U vir Werner roep as diaken, wat die besonderse werk het om toe te sien dat die barmhartigheidswerk binne in U gemeente gedoen word, dat daar versorging is vir die kudde. Maak sy hande sterk om dit te doen, maar Here, laat hierdie broers ook biddend dit doen. Dat hulle in afhanklikheid van U sal leef om hierdie ampt ook uit te leef elke dag. Here, en werk met ons as gemeente. Here, dat ons hulle ondersteun in hierdie ampt. Here, maar dat ons ook sal beskikbaar stel om toegerus te word om as koning, priester en profeet op te tree. Daarom bid ons vir die seën van die Here ook oor hierdie gemeente en oor hierdie kerkraad. Ons doen dit nie in onsself nie, ons doen dit in naam van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat jy na U toe draai, maar na ons gaan sing, sommer terwyl ons net so sit, Psalm 134, daarvan die 4de vers, laat Heer U skepel daal, U guns uit Sion hul bestraal. Broers, U kan na die gemeente toe draai. Nadat ons dit gesing het, sal ek afkom, dan gaan ek en die voorsitter van die kerkraad net vir die broers geluk sê. Ons sing saam, gesang, Psalm 134 vers 4.
Die broeders kan nou hulle plekke in die plekke se banke inneem. Liefdes, voordat ons oorgaan tot die slotsang, nou vir die twee broers geluk gesê en ons het vir hulle die seën van die Here toegebid in die werk waarmee hulle besig is, maar ek wil ook vir hulle vrouens sê, baie geluk en baie sterkte. Dis nie altyd maklik om die vrou van 'n amptdraer te wees nie. En 'n amptdraer is net so sterk soos die vrou in die familie wat agter hom staan. Sterkte vir u ook in die ondersteuningsrol wat u speel met hulle en mag die Here u hande ook sterk maak om saam met hulle in die koninkryk van God te werk. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 298 daarvan vers 1 en vers 1 en vers 3 op vers 3. Doen dit alles biddend soos die Gees ons lei. Laat ons altyd waaksaam en gelowig bly. Ons sing saam Gesang 298 vers 1 en 3 waarna jy staande kan bly ook vir die Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Christus, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee geleentheid vir die opneem van die offergawes. Liefdes, ek doen sommer die afkondigings tydens die kollekte. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Voorbidding, dink ons in ons gebedstyd aan ons gemeente en aan ons lidmate. Dit is winterstyd. Ek gaan nou hier van bo af vir oom hulle sê dat die kerkraad so stout is vanoggend. Ekskuus, die afkondigings namens die kerkraad. Gebedstyd vir ons gemeente en ons lidmate, veral in hierdie tyd waar die siekte en al die dinge weer is. Dink ons aan gemeentelede. Dan dink ons in besonder aan Elmarie. Ons is bly sy is vandag hier en dat sy die hospitaal uit is. Daar's nog 'n lang pad voor met al die behandeling, maar ons dink aan jy ook vir dit. Amen. Ons kerkraadslede wat vanoggend bevestig is, die Here se seën toe, mag die Here ook in u dienstyd u gebruik om die evangelie ver en wyd ook te gaan verkondig. En dan wil ek sommer die geleentheid vat hier in die gemeente
om vir die twee broers wat afgaan, dankie vir die werk wat u gedoen het. Oom Doopie, dis al baie jare wat oom in die banke sit. P.J, jy's nou 4 jaar. Dankie vir die harde werk wat u ingesit het, maar onthou dis nie 'n finaliteit, dis nie klaar nie. Dat u weer op die kerkraad sal dien, maar baie dankie vir die diens wat u wel gedoen het. Geliefdes, ons in die week in ons gebede ook vir nagmaal volgende Sondag in ons voorbereiding daartoe, en ons het dan ook voorbidding vir ons Pinksterdienste Dinsdag en Donderdag. Oor die Pinksterdienste net so vinnige opmerking. Ons het vanoggend by die eerste stuk gereedskap stilgestaan. Dit is gebed, dat die Here deur die gebed ons ook so in staat stel dat ons die evangelie gaan uitdra. Dinsdag aand gaan ons deur ons woord disippels maak, en donderdag aand is dit daad, hoe ons deur dade disippels maak van alle nasies. Ons dienste is Dinsdag en Donderdag aand om 18:00 die aand hier in die kerk. Dan kan u my of die kerkraad kontak indien u huisbesoek by 3:30 verlang. Dan maak ons plan om by uit te kom. Ons het gesê vir Tannie Sanet vir die speel van die orgel. Die kerkskiet, baie dankie vir elkeen om help het, die dag saam met ons gehet en bydraes gelewer het. Ons is baie dankbaar vir die Here se genade dat ons met 'n dag soos dit, hoewel daar minder mense was, steeds 'n wins gemaak het van 52.800. Dis groot genade en ons is die Here dankbaar daarvoor. Daar is vanoggend deurkollekte. Hartigheid, die bordjies is by. Dan eerskomende Saterdag is daar in die dorp die NG Oosgemeente se bazaar en in die kerkverband Vryburg se bazaar 7 Junie Saterdag as u daar in een van die twee dorpe is en iets soek. Dan vra dat ons net moet afkondig. Donderdag met die hemelvaart het haar hangertjie losgekom en hulle het die kettingkie van die hangertjie gekry, maar daar's 'n steentjie op die hangertjie gewees wat verloor het. As u loop en u sien dalk iets blink, kyk maar mooi daarvoor, dan kan u dit net vir Tannie Anel teruggee. Dan Susters Aksie Blomme en Tee vir die maand is wijk 3 en ons nooi asseblief saam met ons te kom koffie drink. Dan wil ek sommer gou iets sê oor die klerebank. U sal sien die klerebank het van die agterste kamertjie afgeskuif tot bo op die verhoog. Die susters het in die week wat is gaan uitsorteer, so u kan daar gaan kyk of daar iets is wat u graag wil neem. Dan verbondsonderrig vanoggend les 14, ons open hier in die kerk na die erediens, en boodskappe vir die maand Mei is beskikbaar in die saal. Ek glo ons volgende week seker Junie maand se nie. Geliefdes, dan kom drink asseblief saam met ons 'n koppie koffie en kuier lekker saam. Ons is in gesprek, Tannie Elsa sal vandag met van die susters praat oor moontlike nagmaalsete vir sop en sherry volgende Sondag. Hou asseblief die groepe dop vir die reëlings daarvoor. Liefdes, ek hoop jy 'n geseënde week wat voorlê.